Goeienaand almal, baie dankie dat jy ingeskakel het om op hierdie belangrike Sondag-aand na hierdie oordeenking te luister. 'n Paar dae gelede het ons die hemelvaart van Jesus gevier. En dan nog net 'n paar dae, dan vier ons die Pinksteruitstorting, die uitstorting van die Heilige Gees wat Jesus aan ons beloof het. Johannes 16 vers 7, kom ons begin daar. Maar ek, dit is Jesus, sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Johannes 14 vers 16 sê die Here Jesus die volgende: En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hy sê dit op grond van die hemelvaart. Die woord ander is die Griekse woordjie allos, wat dui op iets wat presies dieselfde is. Presies dieselfde karakter, alles dieselfde. Allos dui op 'n absolute duplikaat van iemand. En wat Jesus eintlik hier vir ons sê is, ek sal my Vader bid en hy sal julle iemand stuur wat in alle opsigte net soos ek is. Hy praat soos ek, hy dink soos ek en hy doen presies wat ek sou doen. En dit sal wees asof ek self elke oomblik by julle is. En dan gaan hy verder en hy sê ten opsigte van die hemelvaart, Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Nou hierdie woordjie wese is orphanos in Grieks, wat twee situasies uitbeeld. Eerstens, dui dit weeskinders uit wie se ouers oorlede is. En dan tweedens, dui dit op studente wat deur hulle leermeester in die middel van iets baie belangrik verlaat word. Die leermeester los hulle net so en hy verlaat hulle. En wat Jesus eintlik hier vir ons sê is, ek sal julle nie alleen los soos kindertjies wat deur hulle ouers weggegooi word nie. Of so studente wat deur 'n onbetroubare leermeester sonder toesig of hulp net so gelaat word nie. Daarom hemelvaart is 'n persoonlike boodskap aan elkeen van ons, eintlik 'n profetiese boodskap. Hy sê daar, jy is nie alleen nie. Jy is nie 'n geestelike weeskind nie, want jy het die Heilige Gees wat jou sal vertroos, wat jou sal lei, wat jou sal leer, wat jou sal krag gee om in elke situasie en onder alle omstandighede suksesvol te kan wees. Dan Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Lukas 24 vanaf vers 51, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem, en het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Maar waarom was hulle gevul met groot blydskap? Jesus gaan dan weg. Johannes 14 vers 1 en 2, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, wat eintlik beteken, plaas jou hoop en verwagting in God en in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, sê Jesus verder. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Nou hierdie woordjie plek berei is in Grieks hetoimazo, wat dui op iets wat deeglik voorberei word vir iemand baie spesiaal en met 'n spesifieke doel. Kan jy sien wat beteken hemelvaart eintlik? Dan gaan hy verder en hy sê Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. My toeneem, hierdie woorde van Jesus, my toeneem is paralambano in Grieks, wat dui op wegneem van een plek na 'n ander plek van veiligheid. En dit sal gebeur, want Jesus het dit beloof. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, en daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
En daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 3 tot 4, ek kom weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. En dit is die rede waarom hemelvaart moet meebring, dat ons elke dag moet verander, want hemelvaart is die storie wat begin met Jesus wat wegvaar, en het eindig met Jesus wat ons kom haal. En hoor wat sê Jesus hier in Matteus 28 vers 20, en kyk. Nou hierdie woorde en kyk is die kragtige Griekse woord kai idou, wat beteken onthou dit altyd en dink baie mooi daaroor na. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Kan jy sien, Jesus gaan weg, maar hy sê, ek sal met julle wees. En dit dui op Jesus se belofte van die Heilige Gees. Daardie krag wat hy wil uitstort in ons lewens, dat ons sal weet, hy is in ons, hy is met ons, hy is saam met ons. Kom ons wag met verwagting op hierdie wonderlike fees, hierdie fees van die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie Here, dankie vir Jesus wat weggegaan het, maar Jesus wat weer sal kom om ons te kom haal, en vir Jesus wat in hierdie tyd wat hy weg is, ons sal vul met sy krag, met sy heerlikheid, met sy Heilige Gees. Dankie daarvoor Here, amen.